Bloemfontein is die setel, dit is ook baie sterk in Port Elizabeth. In elke skool is daar satanistiese bedrywighede. Daar's nie een skool wat gevrywaar is daarvan nie. In elke kerk is daar sataniste wat opdragte het om daar te wees. En soos ek gister gesê, die spirituele sataniste gaan jy nie herken nie, en daar's baie van hulle wat ouderlinge en diakens is, daar's baie van hulle wat CSV-lede is. En dit is my waarskuwing vir ouers. CSV-lede wat op die strand aan wie jy jou kinders toevertrou en vir die oggend verdwyn jy en jou man en gaan doen julle goed en julle los julle kinders op die strand by CSV-lede. En daarmee sê ek nie, dis al die CSV-lede nie, en ek sê nie, ons moet nou in 'n vreesding ingaan nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om regtig te weet, wie is die mense aan wie ons kinders toevertrou, selfs die kleuterskole waar ons kinders los, en dan wil ek nou vir jou sê, Satan werk nie net deur sataniste nie, enige iemand wat nie 'n kind van God is nie, geesvervuld is nie, is 'n oop deur vir Satan. So, van kleins af, is daar goed om na te kyk, in skole is daar goed om na te kyk, dit word net al hoe meer aggressief, meer rebellie, ouers moet maar in die huiswerkboeke kyk, hulle weet dit seker, maar kyk, wat is die kinders besig mee om te teken, maar 'n groot ding wat ek wil vra is, wanneer jy hierdie goed sien, 'n groot deel van die pad wat ek met kinders stap wat hierdie goed doen, is om vir hulle te sê, okay, ek maak hulle huiswerkboek oop, en dan sal ek vir hulle begin vra, ek sien hier, het jy 'n hart geteken, wat middelteer gesny is met 'n swaard, en hier's 'n groot traandruppel, maar dis 'n bloeddruppel, vertel vir my, wat is in jou hart, en kom het jy dit gedoen, en so kom 'n mens by die kinders se seer uit, en kan jy hulle seer begin aanspreek, om net vir jou kind te sê, jy teken nie weer sulke goed nie, jy doen nie dit nie, het geen effek nie, dit gaan dit net vererger. So, 'n ander ding wat baie goed is om te doen, en ouers kan dit by die huis doen, hulle hoef nie na professionele mense toe te gaan nie, is om vir 'n kind 'n tydskrif te gee, en vir hulle te sê, om klomp prentjies uit te knip en 'n collage te maak, van dit wat in hulle hart is, rondom hulle woede wat hulle het, wat hulle nie regtig kan verwoord nie. Ek dink ons tieners sukkel baie om dit wat in hulle binneste is wat hulle ervaar, in woorde te kan uitdruk. En hulle word baie keer stil gemaak, omdat die goed nie altyd reg uitkom nie. En dan kan jy gaan sit en vra, baie van die goed wat geplak is, daar is byvoorbeeld dwelms, of prente van prostitusie, of 'n moord wat gepleeg word. Weet, daar is allerhande sulke verskriklike goed. En ons wil nie oor verskriklike goed praat nie, so ons sê, skeer dit op, gooi dit weg, ek wil dit nie weer sien nie, in plaas van om die verkeerde goeders in die lig te bring. Is mense met seer, en waar ouers moontlik dalk nie betrokke, nie genoeg betrokke is nie, onbewus van die seer is daai kinders kwesbaar? Baie, baie. Ek wil amper vir jou sê, arm kinders, wat fisiese goed nodig het en aanvaarding soek en dalk verwerp word deur die groep. Hulle is 'n baie groot teikengroep. Ek praat dan van spesifiek sataniste. Om hulle dan in te trek en hulle vertroue te wen. Kinders wat baie seer het, kinders wat 'n gestremdheid het en dan noodgedwonge ook uit die groepe uitgestoot word en nie aanvaar word nie, want jy kry nie rugbyspanne of netbalspanne en al die tipe goed nie. Kinders wat akademies nie baie goed vaar nie. Kinders wat dalk oorgewig is en kinders wat nie so mooi is uiterlik vir die wêreld soos van die ander meisies nie. En so kan ek vir jou opnoem, dis oral waar daar 'n verwerping is, en eintlik is dit waarvoor Christus gekom het. En as kinders van die Here net hierdie mense insluit en omarm, soos wat ons opdrag is, dan sal Satan nie so 'n groot, ek wil amper sê, teikengroep hê nie.